Goeienaand, Ratel rugby luisteraars. Ons gesels weer vanaand met 'n rugby legende. So Ellen Sondag, ja, ek gaan nie jou toelaat om jou storie te vertel. Ek gaan nie jou storie vertel nie. Ek wil amper my ouderdom weggee, maar toe ek professioneel gespeel het, toe het jy al afgerig. So ek dink in terme van ervaring kan jy vir ons baie vertel en ons gaan bietjie gesels oor jou boek ook op die einde. Maar Ellen, ja, ek dink die eerste plek baie welkom. En as jy dalk sommer net kan wegspring en vir ons net sê, wie is Ellen Sondag, waar die liefde van rugby vandaan gekom, wat is jou storie, en jy kan so ver teruggaan as wat jy moontlik wil. So. Ja, Dion, dan baie dankie dat julle my genooi het. Weet, as ons nou moet voorbegin, kan het miskien nogal lank vat, dat ek weer alles moet kom, maar ek sal probeer om het so kort as moontlik te maak. Ek was op Parelgym op skool, ek was koshuis toe gestuur staan at 6 en my liefde vir rugby het voor ek hoërskool toe is het al begin. My pa was vir 20 jaar skeieregter in die WP en so ek het altyd saam met hom gery en as hy gaan wedstryde blaas, dan is ek maar daar langs die veld, ek en my broer, en dan speel ons maar met die bal en so aan. En toe is ek Stellenbosch toe, dadelik na skool, omdat ek wou eers 'n tandarts word, so ek het baie hard probeer vir 'n jaar en so 'n bietjie. En toe maar vir my ouers gesê, ek dink ek gaan ooit 'n tandarts wees nie. En toe het ek oorgeslaan na liggaamlike opvoedkunde, wat nou eintlik sport science vandag is, sportwetenskap. En toe het ek nou daar my rugby gespeel. Ek was toe maar 17 toe ek op universiteit kom. So ek het deur die ranks gegaan en tot by Maties gespeel. En ek was daarom op die bank vir WP nog onder Roy McCallum, so as julle nou kan terugdink hoe ver dit terug was. En toe ek daar klaar maak, toe moes ek dan nog my weermagopleiding basics gaan doen. En toe Dok Kruiven my ingeroep die een dag en vir my gesê, hy hoor ek moet nog weermag toe gaan. Toe sê ek, ja, ek is opgeroep daar na Lens toe in Johannesburg ergens. Toe sê hy vir my, wil jy nie gaan werk in die weermag nie? En toe sê ek, om wat te doen? Toe sê hy, nee, hulle soek 'n rugby organiseerder daar in Pretoria, maar jy moet vir hulle rugby speel, want hulle rugby is nie baie goed nie. En toe het ek die job aanvaar en toe is ek 'n professionele offisier en toe speel ek 3 jaar in die weermag en toe ek daar bo was in Pretoria het ek toe weer op die bank gesit en toe onder Tommy Du Plessis wat toe die Springbok skramskakel was, so ek was maar altyd onder die goeie manne gewees. En daarna, na daai 3 jaar in die weermag, toe is ek genade deur WP om direkteur van afrigting te wees vir die Unie. Dit was nou die vroeë 80s, van 1980 en my werk was eintlik soos 'n rugbyonderwyser, so ek het die afrigters opgelei in die laerskole, hoërskole en die klubs in die WP. En dit is maar my werk gewees en ek moes eintlik toe ophou rugby speel, wat ek moes nou kies tussen werk en speel. En na dit het ek klaar gemaak en toe het ek my eerste Curriebeeker werk gekry, maar ek moet sê, toe ek nou direkteur van afrigting was, het WP my gevra om die WP 120 span af te rig. So dit is 'n afrigter met 'n span. Ek was nog baie jonk gewees. Toe het ek deur die OP genader om hulle Curriebeeker afrigter te word, en ek was toe maar 36 jaar oud. En ek dink ek was daai tyd, as julle kan onthou, is dit 'n baie moeilike provinsie om te gaan afrig nog vir 'n jong ou soos ek. Maar daar het ek baie ondervinding opgedoen en verskriklik baie geniet. En baie jong spelers wat daai tyd by my was, het later vir Suid-Afrika gespeel, vir die Springbokke. En dit was my regtig 'n baie goeie ondervinding gewees. En soos julle weet, dan word 'n mens nou ons maar weer gevra om te loop, en toe loop ek maar, en toe gaan ek weer terug Kaap toe, so weer terug klub rugby toe. En net so 'n jaar in die klub rugby toe vra hulle my om WP af te rig. En toe is ek WP se Curriebeeker en Super Rugby afrigter. Dit het ek gedoen vir 4-5 jaar en toe is ek oor see en offer gekry om by London Scottish aan te sluit wat toe vir die eerste keer in die Premiership speel.
en hulle het nie baie geld gehad nie, maar baie hele paar oulike spelers. Ons het nie baie goed gedoen nie. Ons was so, ek wil sê nie onder die derde groep uit al die spanne. Maar wat toe gebeur het is, dit was ek dink was die derde of die vierde jaar van professionele rugby en die manne het nog gevoel met die geldstorie en wie koop 'n klub en hoeveel geld het hulle, party het hulle vingers gebrand en party toe weggeloop. En in die geval van London Scottish was ons nie eens die laaste 3 maande betaal nie ek of my spelers nie, maar ons het die jaar klaar gemaak. En in daai tyd het ek toe gedink ek moet nou maar weer terug aan Suid-Afrika toe en toe nader Saracens vir my om hulle direkteur van rugby te wees. Dis toe François Pienaar nog daar was. En toe het ek dit gedoen vir 3 jaar. En toe wou my dogter terugkom Suid-Afrika toe om te swat op Stellenbosch en toe besluit ek maar ek gaan nie toelaat dat my dogter alleen op Stellenbosch is. Ek vertrou nie al die jong manne daar nie. En toe besluit ons maar meis toe te kom en toe is daar nie eintlik ek wou toe nie ek bly in Bloubergstrand en ek wou toe nie weer trek en werk aanvaar, miskien sê maar in Pretoria of in die Vrystaat of Griekpas of waar ook al nie. Ek het toe maar net besluit ek wil by die huis bly en toe begin ek my akademie wat die RPC genoem was, die Rugby Performance Centre, en ek het daar probeer om vir jong spelers wat nie deur die unies gekies was in die elite groepe na die top unies toe nie. Ek het probeer om vir daai spelers 'n kans te gee en vir hulle voor te berei vir professionele rugby. En ons het baie sukses gehad in die 12 jaar wat ons het gedoen het. Ek kan 'n paar spelers se name noem, Josh Strauss, wat vir Skotland toe later gespeel het, SP Maree, Karl Braan wat kaptein van die Sewes was vir 'n hele klomp jaar, Bernard Leroux wat oor die 60, 80 games vir Frankryk gespeel het. Hy het nie 'n skrymweek gespeel in die Boland nie. So baie sulke spelers het deurgekom en ek het heel wat spelers ook vir die SA7's daai tyd kanse gegee vir SA7's te speel. En toe dit nou klaar is en ek besluit dis nou genoeg, toe kom ek nou weer terug Blouberg toe. En toe is ek weer nader geroep om bietjie te help by die bulle. Julle sal seker onthou ek was daar vir so 18 maande. Dis net voor Jake gekom het en ek het toe klaargemaak net voor COVID het ek toe daar klaargemaak as direkteur van rugby. En dit was my laaste groot werk. Ek het laas jaar so 'n bietjie gehelp by Hamiltons as 'n direkteur van rugby, maar ek het nou besluit dat ek is nou nie op my ouderdom nie nou meer lus om so vaste werk te kry nie. Ek het tyd in my boek begin spandeer en dit klaar gemaak en ten minste is dit nou op die rakke. En dit is maar my storie en nou probeer ek my boek verkoop en ek gee baie lesings en ek help afrigters, ek mentor afrigters en ek help spanne wat wil gehelp word en so ek kan dit in my eie tyd doen. So dis nou op die oomblik waar ek nou is en nou is op die oomblik gesels ek met julle op die podcast. Ja, en ek bly jy het al met ons gedeel, want ek dink jou probleem waarmee altyd sit is mense ken 'n naam, maar hulle weet nie altyd wat sy storie nie. Dis hoekom ek daarvan gesprek te begin met wat jou storie. En as jy nou gaan, wanneer het jy kom ons sê jou eerste in hakies professionele pos was eintlik dan by OP gewees? Wat se jaar was dit gewees? Jy het gesê vroeg 80s. Ja, dit is 89, 90, 91, 92, ja, 91, 92, so oor die 90s, ja. Daai jare was ons nou net 6 Karibeker spanne, die 6 toetsunies. So dit is hoe ek gewerk het. Ons het dan 1 beker gewen, ons het daai night series wat Louis Luit altyd op die Spark gedoen het, ons vir François Pienaar en sy Transvaal span in die final geklop en ek dink dit was die eerste beker wat die OP in 103 jaar gewen het. Maar kyk, ja, maar OP daai tyd is okay, dis jy dink Dani Gerber, Garth Wright, Pote, wat se Pote, nie Pote iemand Pote voorheen, né?
Ja, Almal Pote daar iemand laat gewees. 80, Pote iemand, sorry. Ja, kyk Iemand soos ja, Jacques du Plessis was ook daar, né? ja, Pote en Garth het die jaar net voor ek gearriveer het. Dis hulle Garth is Transvaal toe, Pote is Vrystaat toe. Dani was nog by my, maar Jacques du Plessis, Michael du Plessis, Adrie Geldenhuys, Armand Dupré, Frans Erasmus, Ja. Sig Human, Rian Potgieter, Edrich Knoetse, is miskien hom nie onthou nie, maar hy die een jaar Ja, het nee, ek onthou, ja. meeste drieë in die Karibeker gedruk en my span het ook die meeste drieë gedruk, maar ek het 4de geëindig. So ek wou daai jare al 3 gedruk het, maar dit het nooit gehelp om 'n kompetisie te wen nie. Kyk, ek weet jy is nou met daai, ek dink daai 2 slotte, jy wou nie 'n fight pick met een van daai 2 slotte nie. Dit weet ek verseker. Nee, ek ken 'n paar stories, maar ek sal dit nou nie hier vertel nie. Nee, ja, dis die ou Boetie Erasmus stadion, nou, ja, hy is ongelukkig nou nie meer nie, so, maar ek wou toe jy nou jou hele storie vertel, toe wou ek nou vir jou sê, jy moet 'n boek skryf, maar jy het 'n boek geskryf, so ons gaan nou by die boek uitkom. Ja. Net gaan vinnig, wat is jou, okay, jou boek sê dit dalk, maar ek nie in elk geval vra, wat is jou rugby filosofie, op en van die veld af, of brei uit soveel soos jy wil op dit? Ja, kyk, ek dink mense partykeer verstaan my verkeerd, hulle dink ek is 'n romantikus as dit kom by rugby, miskien is ek. Maar vir my kan rugby op verskillende maniere gespeel word. Daar's so baie maniere om rugby te speel. En as jy nou my boek lees, dan sal ek sê dit ook baie, jy moet speel soos die ammunisie wat jy het in jou span. Ek kan nie wil speel soos Toulouse speel as ek nie Toulouse spelers het nie. Ek kan nie soos Rassie 'n 7+1 doen vir my span nie, want ek het nie vir Kwagga in my span nie. Ja. So ek moet doen wat ek kan doen met my spelers. Jy kan al die verskillende maniere gebruik hoe jy rugby speel op 'n sekere tyd in 'n wedstryd. En my filosofie was altyd, ek wou altyd my spelers ontwikkel dat hulle enige tipe wedstryd kan speel, so man in Engels sê enige game kan speel. So as jy vir jou span sê maak die game stadig, maak hom toe, kan hulle doen. As jy vir jou span sê hulle moet nou in die laaste 20 minute begin hardloop van enige plek op die veld, kan hulle dit doen want hulle is geleer om dit te doen. So dit is maar basies my filosofie, maar die groot ding vir my alle jare was dat dit was my plig om die individu beter te maak. Ek het 'n verantwoordelikheid gehad aan die individu. Maak nie saak wie hy is nie. En oor die 40 jaar wat ek nou afgerig het, kan ek party spelers kon ek 10% verbeter met baie effort. Ander spelers het ek 80% beter gemaak. En dit was my grootste uitdaging vir my as 'n afrigter om dit reg te kry. En miskien was dit tot my nadeel dat ek was nie gedrewe om bekers te wen nie. Ek was meer 'n afrigter, dink ek, om te kyk of ek my spelers kan beter maak en dan my span goeie rugby kan speel en effektiewe rugby te kan speel. So dit is maar basies my filosofie, maar as jy nou die boek lees, sal jy sien, ek wil hê rugby moet 'n vinnige spel wees. En dit moet gespeel word deur spelers met hoë vaardighede en dit moet gespeel word deur spelers wat rugby intelligensie het, wat die regte ding doen op die regte tyd en die regte uitvoering. Dit is wat ek probeer doen. En dit gee vir my genot, dit gee vir my hoendervleis. Ek verduidelik altyd vir afrigters as ek met hulle praat, dan sê ek vir hulle, ek het al begin met al die spanne wat ek in my lewe afgerig het, begin ek op my manier, my dinge doen, ek begin dit stadig opbou, en dan is daar 2 Ellen Sondags wat met my praat, die een sê vir my, jy moet nou hierdie goed wat jy nou besig is om te doen, moet jy nou maar los, het gaan nie werk met die spelers nie, en dan gelukkig het die ander Ellen Sondag vir daai ene gesê, nee, ek gaan maar nog 'n bietjie aanhou, en dan is dit altyd net so 'n maand of wat later, dan gaan die ligte aan, en dan begin die goed werk.
So ek het hom gelukkig nie ingegee vir daai verkeerde Ellen Sondag by tye nie. So ek weet nie of dit jou antwoord jou vraag beantwoord nie. Ja, nee. Ek hou daarvan. Ek wil sommer twee goed byvoeg van my kant af. Ek sê altyd en ek dink dis waar afrigters sit. Hulle sê mos kies jy jou span op grond van jou patroon of kies jy jou patroon dan kies jy jou span. En ek gebruik altyd die voorbeeld dan sê ek vir Alan okay, is 'n Ferrari 'n goeie kar? Dan sê almal sê ja, nee, is 'n briljante kar. Dan sê ek en as jy wil gaan jag, dan is nie 'n goeie kar nie. Maar wat ons baie keer doen is ons wil jy weet, hulle kies 'n span en hulle het 'n speler wat sekere sterk eienskappe het en dan wil hulle mal laat hy met 'n Ferrari gaan jag en dan sê hulle dis 'n gemorskar, maar hulle gebruik hom verkeerd. En ek dink dis presies wat jy sê. Ek dink die geheim lê om te kyk en te sê okay, ek is flexible en ek het hierdie spelers tot my beskikking en hoe kan ek my patrone en hoe kan ek my goed bou om daai spelers. En ek dink dis crucial. Sorry, wat wil jy sê, Alan? Nee, ek kan net daarby byvoeg. Ek kan 'n voorbeeld gee. Toe ek by WP begin afrig het, toe sit ek met 'n baie jong Pieter Rousseau. En hy weet dit self. Ons het al baie daaroor gepraat. Ek was soveel keer op die rooi tapuit gewees by die Unie, by die president om te sê dis of jy of hy wat moet ry, wat moet gaan. Sê ek, wel ek gaan nie gaan nie, julle sal my moet sê om te gaan, maar Pieter Rousseau gaan nie. Sê hulle maar hy's nie goed genoeg nie. Die mense verkoop hulle seisoenkaartjies en hulle wil nie meer kom kyk nie en al daai goed. Toe sê ek vir hulle Pieter Rousseau sal vir die Springbokke speel eendag. En dan toe lag hulle vir my. Hulle fisies in my gesig gelag. Toe sê ek Pieter Rousseau sal vir die Springbokke speel. En wat ek toe moes doen, jy praat nou van spelers wat sekere kwaliteite het. Hy was nog nie die finale produk nie. Maar ek het toe besluit om die span te kry om by Pieter Rousseau aan te pas. Want Pieter Rousseau het selfs nie geweet baie keer wat hy wil doen nie en wanneer hy wat gaan doen nie. So ek het toe die span gekry om by hom aan te pas wat hy doen en as hy 'n fout maak, dat ons daar is om dit reg te maak. En ek dink as jy teruggaan in die geskiedenis, jy kan na die statistieke maar gaan kyk, het ons 80% van ons drieë was deur teenaanval drieë wat ons gedruk het. So moet 'n mens dan aanpas, maar partykeer sit jy jou lewe op die spel en dat jy môre nie geld om brood te koop nie. Ek dink op Pieter Rousseau se punt, ek dink die eerste ding is, want ons praat baie skole rugby ook op die podcast, en ons het dit al gesê, ek dink wat hy by Paul Gim op hierdie stadium doen, ek dink hy is 'n briljante afrigter. En om aan te sluit by jou punt is, ek het so sê ding, mense sal met my dalk stry, ek sê altyd, rugby is 'n team sport, lost and won by individuals. En ek glo jy kom ons gebruik nou Pieter Rousseau as 'n voorbeeld, ek glo jy daai gamebreakers nodig, daai ouens wat, hy kan vir jou momentum create, of hy kan iets create uit niks uit nie. En ek glo nog steeds jy dit nodig, en dis waar daai tipe spelers baie keer inkom, jy moet net jou balans hê tussen hulle. Maar ja, ek hou van die idee, en ek stem ook saam, ek dink die maklikste manier om jou span sterker te maak, is om elke individu te verbeter. En dan, obviously, van daar af, nou kan jy kyk wat se patroon jy wil speel en al daai goeters, maar kry jou individu beter en jy kry jou span beter. So Ek het altyd vir my mede-afrigters veral by die akademie gesê dat daar kom ouetjies aan wat nie hoë kwaliteit spelers is nie, maar hulle is lief vir rugby, hulle wil graag beter raak en so. Ek altyd vir my personeel gesê ons is hier om 'n doppie 'n beter doppie te maak. En dit was ons doelwit gewees. Is ons plig om elke ouetjie wat daar is met die jaar by ons spandeer, om seker te maak, ons verbeter sy spel. En daar was ouetjies wat later provinsiaal ons nog onder 20 gewees daai tyd gespeel, wat nooit eers vir sy skool se eerste span gespeel het. Wat toe provinsiaal onder 20 speel, en hy het so goed geraak in daai tyd, deur hard te werk, dissipline te hê, reg te eet, net dinge reg te doen, en te regtig alles gee om beter te word.
maar ons was daar om dit vir hom te doen, jy weet. So enige rugby is nie 'n baie moeilike game nie. Dit is nie daar's plek vir so baie spelers. En as veral as jy nou sê is baie skole afrigters en skole spelers wat na julle podcast luister. Daar is soveel geleenthede vir spelers wêreldwyd. En partykeer dink ek die jong spelers kyk vas wat net hier voor hom is. Hy maak nou nie Pelgrim se eerste span nie, of hy maak nou nie Monument se tweede span selfs en hy dink sy lewe is verby. Dit is nie verby nie. Hy kan Josh Strauss het 5de span vir Paul Roos gespeel. Nou was 'n rede daarvoor en hy was saam met my seun op Paul Roos is dat hy het 'n rugbesering gehad. Maar in sy matriekjaar het hy 5de span vir Paul Roos gespeel. En ek het hom vir 'n klap so 120 span op 'n Saterdagmiddag 4:15 of 3:15 daar in die son en die hitte. En toe sien ek hierdie ouetjie en toe sê ek van wat maak jy? Hy sê nee, hy lê by die huis. Toe sê ek maar ek dink jy moet maar na my toe kom. En dis hoe ons lewe saam gewerk het daarvan. Hy was 3 jaar by my in die akademie. Ek dink die groot ding daar is, en jy's my beamoen wat ek sê, selfs toe ek nog gespeel het, die geleenthede oor see was baie beperk. Dit was regtig baie beperk. Ja. Maar wat jy nou sê, daar's soveel geleenthede. Ek het so 'n paar jaar terug met 'n skramskakel gewerk. Hy was 'n help mekaar maar hy het eintlik haker gespeel en hy het toe 'n beurs kry in Amerika en toe wil hom skramskakel speel. Toe sê hy nee, ek moet hom op 'n crashball sit skramskakel speel. Maar toe sê hy vir my daai universiteit, ek sê toe vir hom, maar luister, hoeveel is jy gaan jy op jou eie oor? Toe sê hy nee, daar's 5 Suid-Afrikaanse ouetjies wat almal oorgaan op beurse. En dis nie soos jy nou sê, dis nie 'n Kruimeek of 'n SA skole speler wat ook al nie. Hoe hulle by hulle uitgekom het, weet ek nie, maar daai 5 ouetjies geleentheid kry. So ek dink presies wat jy sê. Ek dink en baie keer mense gaan my kruisig dalk nou hiervoor, maar ek dink die Springboks vir elkeen beskore nie. Ek dink daar's party ouetjies wat oor see moet gaan. Ons sien dit nou, daar's ouens wat oor see gaan. Hy sou dalk nie Springbokkie gespeel het, ons weet nie, ons kan nie definitief sê nie, maar daar speel hy ewesklik vir 'n Japan, hy speel vir 'n Skotland, hy speel vir 'n Engeland. Jy weet, so ek dink die ouens moet oopkop. Ek dink die hart sê maar seker in Suid-Afrika jy wil nog steeds 'n Springbok word. Ja. Maar jy weet ook die odds deesdae dink ek raak dit nog moeiliker. Dit is dis 'n baie hoë hekkie. Ja, maar ek dink dit is nie net vir ons. Ons het ongelooflik baie talent in ons land. En die skole wys dit vir ons. Daar is nie plek vir almal om in die top liga te speel nie. Jy weet, ek kan vir jou 'n voorbeeld gee toe ek was by WP toe ons van amateur professioneel geraak het van 95 na 96 toe. Toe moes ons nou skielik spelers kontrakteer en uitwerk, wat gaan ons hulle betaal? Niemand in die wêreld het geweet wat betaal jy ou nie. Maar ons het nou daai goed maar daai tyd so uitgewerk die beste wat ons kon. En Percy Montgomery het ek toe gekontrakteer saam met 'n hele klomp 120 ouetjies uit die WP uit wat Connie Krieger, Bobby Skinstad, Selborne Boone, Kobus Versaghi, Robbie Fleck, ek kan aangaan. Al daai spelers ook seker daar. Louis Koen, yes. Almal daai spelers het ek toe, hulle het 'n baie goeie 120 span gehad. En ek was daarvoor ook gekritiseer eintlik dat hoekom het ek al hierdie jong ouetjies. Maar nou wil ek nou Percy as 'n voorbeeld gebruik. Hy het 15 jaar vir WP en Stormers gespeel. 15 jaar. En hy was 'n briljante speler. En vir 15 jaar kon nie een heelagter uit al hierdie topskole in die WP 'n kans kry om WP te speel. Want Percy was daar. So dit wys vir jou, jy dink daar's 'n gap, maar daar is nie 'n gap nie. En dan moet jy maar ergens anders gaan om vir jou naam te maak of jou spel te verbeter en ander mense gaan jou weer raak sien. Jy weet daar's so baie geleenthede. Hulle moenie net vaskyk aan wat reg voor hulle is nie. Ja, nee, verseker. Ek dink dit is ongelukkig, want dit is presies wat jy sê en ek dink Jacques Nienaber het ook op 'n tyd gepraat van jy weet ons sê ons het soveel rugby spelers, dis tot ons voordeel en dis tot ons nadeel. Die voordeel is jy kan net chop and change. Jy ouetjie maak dit nie.
okay, daar gaan jy volgende hou in, want ons kan. Waar lande soos Ierland, lande soos Australië, daai ouens moet ontwikkel wat hulle het. Hulle moet soveel, jy sien dit in Ierland, nee, jy sal beter weet as ek, die hoeveelheid aandag wat hulle aan detail gee, want hulle moet net eenvoudig die beste uit die speler uit kry, waar ons is gelukkig en ongelukkig, ons het net 'n gros spelers. Ja. En ek dink ons prestasie kom uit kompetisie uit, onder mekaar. Ek wil hê jy moet in my plek vat hê. So jy druk my van onder af en daar's iemand onder jou wat vir jou ook druk, weet? Ja. En jy weet, daar's so baie spelers. Ek het altyd, as die ouetjies nou gearriveer het by my akademie die eerste jaar, dan gebruik ek maar 'n losgespeler as 'n voorbeeld. Dan ek weet nou wie die ouetjies is en wie speel waar en so. Ek het my huiswerk gedoen en nou sit hulle daar, nou is die eerste dag en dan sê ek, wie van julle is losspelers? Dan gaan die hande op, jy weet. Dan sê ek vir hulle, okay, jy dink jy's 'n goeie speler. En ek gaan nie meer jou stry nie, ek dink jy's 'n goeie speler. Dan sê ek, hoe oud is jy nou? Dan sê 18. Dan sê hoeveel 18-jarige losspelers is daar in Suid-Afrika? Ek sê nou, sê net maar jy's die beste. Almal in die wêreld sê jy's die beste 18-jarige losspelers in Suid-Afrika. Weet jy hoeveel losspelers daar onder 19-jariges? Dan gaan ons na 20-jariges. Ek sê hulle lê in sulke rakke. En jy moet nog by al daai mense kom. Weet hoe moeilik dit is. Nee, dis presies. Jy die voorbeeld van Percy Montgomery genoem. Ons noem die voorbeeld, ons het al baie keer in die verlede manne aan en goed as ons praat, dan noem ons die voorbeeld van Bakkies en Victor. Toe Bakkies en Victor by die Bulls slotpaar was, ek dink Flip van der Merwe was die nommer 3 slot, né? Ook 'n Springbok slot. En dan Dani het partykeer ook ingestaan op slot. Dani ook, ja. Jy weet, dis en dan het jy ek dink Frans van Skouwenburg was ook nou. Maar jy weet, jy het nou Bakkies en Victor op slot by die Bulle vir hoeveel jaar? Hoe kom jy? Dit is presies wat jy sê. Ons sê ook byvoorbeeld nou kom 'n ouetjie dalk hierdie jaar en hy sê nee, maar ek SA skool is skramskakel. Nou sê ons ja, maar van volgende jaar kompeteer jy teen 15 jaar se SA skool is skramskakels plus die wat dit moes gemaak het. So nee, dit is ongelukkig. En ek dink mense wil nie ouens, mense wil nie spelers ontmoedig nie. Ek dink solank hulle net weet wat is die realiteit. Want dan moet Ek voel nog as jy bereid is om te werk, as jy regtig bereid is om te werk en aan 'n klein goed te werk, dan jy gaan dit maak. Ja, want ek dink jou wat lui is, hulle raak lui, hulle raak gemaklik en dis net wanneer jy 'n gap kry en dan is jy weg. Ja. Ellen, net vinnige ander vraag terwyl ons nou so praat oor al ons rugby spelers en goeters in Suid-Afrika en ons magdom van spelers wat moontlike hekkie in ons pad kan wees of moontlike struikelblok, sterk swak punte. Wat dink jy is ander uitdagings waarmee ons tans in Suid-Afrika sit? Het sy amateur vlak of het sy professionele vlak? Kyk, daar's iets wat vir my ek het 'n voorlegging aan 'n paar mense gestuur. Ek het nou laas jaar 'n bietjie by Hamiltons gehelp, so ek was nou terug na klub rugby toe in die WP. Was nou in die WP en dit was vir my nog 'n verbasing hoe entoesiasties al die mense is wat in die klub rugby betrokke is. En ek het dit nogal geniet en ek het soveel respek gekry vir die afrigters wat 3 aande 'n week klub toe ry en die spelers wat na werk so intoe jaag om te gaan oefen. Ek het soveel respek vir hulle gekry, maar wat my nog steeds pla, ons het, en julle sal nou amper beter weet as ek, ons het so 'n goeie skoolstruktuur in Suid-Afrika, die beste in die wêreld. Niemand gaan ooit naby dit kom nie, nie in ons leeftyd nie, niemand nie. En wat my pla is dat al die goeie spelers en die goeie jong spelers, en ek sal die ouers insluit daar, wil hê hulle almal moet daai kans kry by die Bulle se akademie in te kom of by die jong groep of by die Stormers of by Sharks of wat ook al. En as dit nie gebeur nie, is asof hulle net opgee. Maar ek voel daar is nie 'n stelsel en 'n struktuur in ons land om daai jong spelers, daai hele gros spelers wat, kom ons vat nou net vat die top 40 skole se onder 19 A's
in Suid-Afrika, en dan tel jy hoeveel kinders dit is. Ons sien nie daai kinders op klipvlak in die onder 20 ligas nie. Glad nie. Dis minimaal wat daar is. En die elite wat uitgehaal is maar nou die groep waarmee almal aangaan en hoop hulle gaan nou professionele spelers vir die Bulle en die Stormers en die Sharks maak en dan gaan daai ouetjies maar nou vir Suid-Afrika gespeel as hulle gap kry eendag. Maar daai gros skole spelers hou net op rugby speel. En ek voel daar moet iets gedoen word vir my. Dat 'n ouetjie wil gaan as hy klaarmaak by die skool en die Bulle het hom nie gekies nie, dat hy by Harlequins en Pretoria se onder 20s gaan aansluit. Hy gaan soontoe gaan want hy weet daar's 'n kans vir hom om raak gesien te word vir 'n onder 19 of 'n onder 21 provinsiale span. En nie net die ouetjies wat in die akademies is nie. Want daar is ouetjies wat laat ontwikkel. Ek kan 'n boek skryf oor ouetjies wat laat ontwikkel. So daai is vir my die grootste gap wat ek voel dat hulle nie wil uitsorteer nie. En terwyl dit goed gaan bo, moet ons uiteindelik uitsorteer. Jy weet. Ja, sorry, hulle sê ons let's cross the bridge when we get there, en dan sê ek altyd, maar maak seker die brug is gebou. Maar ek het laas week met Vol Pretorius gepraat, ek het dieselfde vraag gevra, het ook klub rugby. Ek stem 100% saam, as jy vat hoeveel spelers jy op ons skole vlak kry onder 19 en goeie spelers. Ja. En dan as jy die jaar daarna, as jy daai syfers, ek weet nie wat sy syfer is, sal interessant wees, maar dis beduidend, die hoeveelheid spelers wat net wegraak en jy hoor nie van hulle, en dan is van die spelers wat hulle matriek gesê het, hierdie ouetjie kan dit nog maak, hy's weg. En ek dink dis presies wat jy sê, daar's nie meer obviously, toe jy afgerig het, toe ek nog gespeel het, was die klub, en ek verstaan dit het verander. Die kluproete was 'n roete na 'n hoër vlak van deelname, as ek dit so kan stel, ja. Ek voel baie sterk daaroor, en jy weet, toe ek by WP was in die 80s, so wat ek die direkteur van afrigting was, het ons die Curriebeeker, die WP, die Curriebeeker 5 jaar in 'n ry gewen. Baie goeie groepspelers gehad, en goeie rugby gespeel, ons goed afgerig deur Dawie Snyman, en ons het goed gedoen. Maar in daai tyd was ek die ou van die Unie wat gewerk het met die skole en met die klubs gewerk het. En ek het toe nog na Jan Picard toe gegaan en vir hom gesê, oom Jan, hier's moeilikheid hieronder. Die ding is nie lekker hieronder nie. En sy antwoord aan my was, Curriebeeker is in die kas. So ek wil amper nou dieselfde sê, ons wen die wêreldbeker, ons het maar 2 keer gewen, ons gaan seker moontlik 'n 3de keer ook wen. Maar terwyl dit so goed gaan, moet ons eintlik regtig kyk, wat gaan onderaan. Want ek lees nou baie oor Engeland, wat in Engeland gebeur en wat in Wales gebeur, waar daar baie spelers was, en dit lyk my dit kom so deur dat hulle die amateur game verwaarloos, en dis besig om hulle nou van onderaf op te eet. So ek weet nie, ek voel net baie sterk daaroor. Ek weet almal wil dit miskien nie meer doen nie, hulle wil nie miskien gaan rugby speel nie, maar as ek Saterdag skole rugby kyk, met die entoesiasme wat daai kinders speel, kan ek nie dink dat jy die jaar net daarna nooit weer gaan rugby speel nie. Ek kan nie. So ergens doen ons iets verkeerd. En die klubs moet 'n hoër wat noem hulle dit, belangrikheid hê in ons stelsel. Ons moet hulle meer belangrik laat voel, en dat voel dat hulle dra by tot die ekosisteem of wat ook al van SA Rugby, jy weet, so. Maar nou ja, ek sit in Bloubergstrand, wie gaan na my luister? Maar ek dink weer eens, en ek weet daar's redes vir die goed, en jy weet, ek wil nie soos die ou klink wat sê in my dae nie, want ek weet goed verander, en ek weet, maar ons praat, ek en nou dag toe nou ek die voorbeeld toe sê ek, maar hoekom speel nie meer voorwedstryde tydens games nie? Bedoel, probeer my veld spaar, want ek kan onthou, ek was op skool, ek gaan baie keer Ellis Park toe, ek kyk van 10:00 die oggend af rugby. Ek sit daar alleen op die pavilion, maar daar's partykeer 'n laerskool game, dan's daar 'n hoërskool game, dan's daar 'n klub game, dan's daar 'n B-span, jy weet, wat was die Rooi Bokke was Leeu se B-span, dan is dit die Curriebeeker,
Nou weet ek jy van die veld net probeer oppas of ietsie, maar so daai ouens het al klaar, dis al klaar bietjie iets, jy kry game op Loftus of jy kry game op Ellis Park. Nou weer eens, ek raak dalk nou nostalgies, dalk gaan die man dan vir my sê, jy is met jou kop af, het gaan nie werkie, stupid idee, bly stil. Maar ja, ek wonder net, hoekom ons dit nie meer doen nie. Ja. Nee, ek stem saam, daar moet ander goed wees wat ons kan doen. Ja, verseker. Ons sit nou net nie om 'n tafel en sê, kom ons doen iets wat niemand anders in die wêreld doen nie. Jy weet, ek is 'n baie groot vriend van Steve Hansen al vir jare, toe hy nog, ons het ontmoet toe hy Crusaders onder 20s nog afgerig het. En toe hy nou die All Black afrigter is en hulle kom nou hiernatoe vir toetsing, ons altyd saam en drink ons koffie en ons praat net rugby en skuif sout en peperpotjies rond in die kop. Jy weet, dit is verduidelik goed, jy weet. En ek sal nooit vergeet die 1 jaar hier in die Kaap, toe sit ons so en hy sê vir my, hy gaan dit nou maar in Engels sê soos hy gesê het. Hy sê vir my, hy sê, you know Alan, if you guys ever get it right, nobody will beat South Africa in the next 20 years. En dit voel amper vir my so dat ons is nou eintlik op pad na dit toe. Ja. Want ons is besig om ons game ook nou aan te pas dat ons enigiets kan doen. Toemaak, oopmaak, wat ook. En toe sê hy vir my, hy sê toe vir my, you know, but luckily, maybe, we can outthink you at this stage. En toe sê hy vir my daarna, sê hy toe vir my, sê, but you know, one thing we know, it's going to be sore. So ek praat nou van 5-6 jaar gelede of meer, miskien wat hy dit vir my gesê het. En kyk as ek sien die Springbokke nou speel, en ek sien waarmee ons besig is, en hoe maklik ons eintlik spanne nou partykeer klop, Saterdag was nou weer naby, maar ek dink ons het die vermoë om eintlik groot chaos te veroorsaak vorentoe. En dis miskien wat hy bedoel het, jy weet, dat ons is nou op baie pad, jy weet. Ek dink wat ons nou het, sorry, hier is my laaste opmerking wees, want ek wil graag by jou boek uitkom. Ek dink wat ons nou het, is ons het nog altyd 'n fisiese presence gehad. Al die lande sal vir jou sê, ons kon hulle boelie. Maar nou bring ons 'n aspek by, waar nou kan ons van 'n moeg hardloop ook. En so nou is jou, nou tipies, so waar keer jy? Hulle het altyd gesê, match hulle net fisies, of jaag hulle rond, maar nou het jy 'n volle pakket. En jy het, en jou voordele, jy het nie net een span wat dit kan doen nie. Jy het amper tweede span wat kan doen. So, nee, dit gaan, daar's geen land in die wêreld wat in die situasie is waar ons in is op die oomblik nie. En ek sê altyd vir mense dat, as jy 'n squad afrig, probeer jy om jou nommer 2 in jou squad, so naas moontlik aan jou nommer 1 te kry. Dan weet jy, jy gaan nie in jou performance val, as jy 'n ou skielik moet afgaan, of hy raak beseer of wat. En ons nou in Suid-Afrika, ek wil amper sê, ons is 3 in 'n posisie wat so naby aan mekaar is. En dit is hoekom 'n bomb squad vir ons byvoorbeeld gewerk het. Ander ouens, as hulle bomb squad opstuur, dan drop hulle 50% of 40%, want die tweede loskop is nie so goed soos die eerste loskop. Daar's 'n groot verskil. So dan werk 'n bomb squad, dit wil ek vir die skole afrigters ook sê. Moenie dink as jy 'n bomb squad het en jou nommer 1 en 2 is baie naby mekaar, dan sal ek sê, right, gebruik dit. Maar as dit nie is nie, gaan jy gaan dadelik sien, jou kwaliteit gaan af, jy weet. So ons is in 'n baie goeie posisie op die oomblik. Ja, nee, luister Alan, ek het eintlik nog vrae en goed, maar ek wil by jou boek uitkom. Ek moes dalk met jou boek al begin het. So gee ons bietjie, ek sien hy staan daar in die agtergrond, attack. So ek neem aan is nie 'n boek oor defense nie. So vertel ons bietjie, waar die inspirasie vandaan gekom. Hy het nou, jy moet my korrigeer, Julie, jy het hom nou uit Julie uitgekom, en dan sal ons nou hoor waar die luisteraars en die kykers hom kan kry. Ja, ons het dis einde Julie bekend gestel, en toe is alles nou reg. Maar die groot rede, jy weet, soos ons almal weet,
verdediging wêreldwyd het laat ek sê die afrigting van verdediging het wêreldwyd so verander en so goed geraak. Ouens doen 'n ongelooflike werk as dit kom om spanne voor te berei, hoe om man on man te verdedig of om as 'n span te verdedig en sekere sisteme te gebruik. En die afrigting daarvan is baie goed, so dit al hoe moeiliker geraak vir spanne om dit af te breek. En ek het altyd gevoel daar is 'n manier om verdediging af te breek, maar in plaas van dat ek sê ek kan nie aanval nie. Die verdediging is te goed. So ek gaan nou maar net probeer om te survive. En vir my as 'n afrigter al die jare was dit vir my 'n uitdaging om te kyk hoe kan ek die verdediging ontwrig? En wat ek probeer met die boek doen is om vir afrigters en vir spelers in Engels sê hulle nou die tools te gee, hoe jy stadig jou span kan bou om hulle in 'n meer aanvallende span, dat hulle aanval verstaan en kan sien waar is die geleenthede op die veld. Daar's oral geleenthede, maar as jy verkeerd speel, maak jy dit vir jou moeilik om geleenthede te skep en om spasie te kry. Dit soos hulle sê, dit's 'n race for space op 'n veld. Jy het al seker gehoor, baie afrigters sê, ja, maar hulle moet die veld nou weier maak. Dit gaan nie help nie. As jy nie reg speel nie, gaan 'n weier veld vir jou niks help nie. So, ons probeer in die boek vir afrigters darm 'n bietjie riglyne gee, hoe hulle aanval kan opbou. Individueel moet jy jou spelers op 'n vlak kry van dat hulle die vaardighede het. En dan moet jy die sekere goed begin gebruik om die verdediging op te breek. Nou vir my is dit belangrik dat ek is nie daarteen dat spanne 'n struktuur gebruik nie. En as jy met 'n span begin en jou span se vaardigheidsvlak is nog nie hoog genoeg nie, dan is dit 'n goeie ding om 'n struktuur te hê vir die ouetjies dat hy voel eintlik hy doen iets en hy voel half beskermd want hy het 'n spesifieke werk wat hy moet doen. As hy nou hier klaar geskram het, moet hy soontoe hardloop. En ek het geen probleem daarmee nie, maar al wat ek in die boek veral sê vir die afrigters, terwyl jy so speel met jou spannetjie, want hulle is nog nie op 'n vlak waar jy sekere goed kan doen nie, moet jy nie ophou om dit af te rig nie en dit te bou nie. Want dis wat ek probeer doen, en ek wou myself altyd aan die einde van 'n jaar, as ek na my spelers kyk, en ek maak 'n lys van my spelers, dat ek kan sê, hierdie ouetjie het ek 20% verbeter, ek het net nou al daarvan gepraat, hierdie ouetjie 80%, so as ek 'n grafiek gehad het vir al die spelers, dan was dit miskien hier so, maar nou na die jaar, is daai grafiek hoër per speler. Dan begin ek mos die volgende jaar op 'n beter vlak. Maar ek kan 'n konservatiewe gameplan hê en ek kan 'n konservatiewe struktuur hê en die ouetjies speel goed en jy wen die kompetisie. Dis fyn. Maar volgende jaar as jy begin jy weer on, die ouetjie kan nog steeds nie ordentlik aangee nie. Hy kan nog steeds nie ordentlik die losskakel verstaan nie, waar hy moet wees nie, hy maak nie die regte besluite nie. Dis nog altyd op dieselfde vlak. Nou moet jy weer daarmee begin die volgende jaar. So, dit is wat ons maar probeer doen in die boek, en is uit eenvoudigheid ingesit. Dit is nie moeilike taal nie, ek praat 'n baie eenvoudige taal. So, ek hoop dit kan vir die ouetjies help, dat hulle net 'n bietjie, miskien hulle mindset kan verander, en miskien 'n bietjie meer aanvallend dink, sonder om afbreek te doen aan die manier hoe hulle wil speel. Dat hulle miskien kan besluit, okay, hulle gaan probeer. En ek moet sê, as ek kyk na skole rugby, daar is skole wat regtig vir my baie goeie aanvallende spel speel, en die ouetjies vertoon ongelooflike vaardighede wat hulle tentoonstel. So die basis is klaar daar, maar jy moet op 'n sekere manier na sekere goed kyk. Nou ek sal 'n voorbeeld gee wat ons in die boek baie mooi verduidelik. Jy kan nie begin speel voor jy nie besit het nie.
So jou skram besit, jou lynstaan besit, afskoppe kry, maar kom ons vat net die skram in die lynstaan. As ek nie goeie eerste fase besit kry nie, kan ek nie begin speel nie. So ek kan nie dit afskeep nie. Dit moet baie goed wees. En ek wat 'n romantikus is, as jy nou vir my moet vra, watse speler kies jy eerste? Wie kies ek eerste? My vaskop. Want ek wil 'n goeie skram hê. Skram is die beste faset van die spel om 'n 3 te gaan druk. En ons gebruik dit nie ordentlik nie. Want daar's die minste verdedigers op hulle voete in 70 meter wat die breedte van 'n rugbyveld is. Maar ons wil dit nie gebruik nie. En as jy jou ek weet nie wat mindset in Afrikaans is, maar jou benadering, nee, dis die mindset se benadering. Ek gaan maar nou Engels gebruik. Ja, bly by die mindset. Ek dink is 'n mooi okay, iemand kan vir ons sê wat 'n mooi woord is, mindset bly nog steeds vir my 'n mooi woord. Ja, so as jou mindset nie is van 'n eerste fase, en dit sien ek week in week uit, of dit nou internasionale rugby is of URC of skole rugby. As hulle eerste fase besit wen uit die lyn staan uit of uit die skram uit, is dit my so, ons gaan hom nou eers opsit ergens en dan gaan ons speel. Nou, daai mindset moet verander. As ek 'n bal uit die lyn staan uitkry, ek doen 'n 6-man lyn staan en ek het sekere ouens wat ek gebruik om ergens te strike, moet my mindset wees, ons gaan nou hierdie bal vat en ons gaan nou 'n 3 druk sonder om grond toe te gaan, sonder om 'n rak te hê. Maar nou word jy gestop en die verdediging is goed. En as jy daai bal kry, moet jy selfe, waar kan ons nou onmiddellik gaan druk? Maar wat ons dan doen, ons gaan dan deur nog 'n fase, gee maar net vir nog 'n ou, dat jy maar weer fase, dan net die bal hou, dat ons net die bal hou. En ons hou die bal, en ons hou die bal. Daar was nou die dag 'n baie goeie wedstryd, ek dink dit was 'n Currie-beker wedstryd, dit was Cheetahs teen iemand, teen Griekwas of iets, ek kan nie mooi onthou nie. Ek dink daar was 22 fases van Cheetahs. Toe het hulle finaal die bal verloor na 22 fases. En die gebied wat hulle ingespeel het, ek dink dit was in totaal 'n 5 meter gebied vorentoe, hulle net in daai strook oor die veld gebly. So, die een ding wat hulle baie goed gedoen het, is om besit te behou. Maar dit help jy gaan nie ergens nie. En in daai 22 fases was daar geleenthede, as hulle eerder links gespeel het in plaas van regs, was daar 'n beter geleentheid om miskien deur te kom. Maar ek dink jy kom later in so 'n ding, dit gaan nou net oop behoud van besit, dat jy nie eintlik meer kyk wat's voor jou nie, waar die gate is daar 'n gap agter, is dit op die kant, is dit op die blind, jy kyk nie meer, jy gaan maar nou net die wat moet hulle die routine, jy weet? Ja. So, dit is vir my, as ek net dit kan verander, of as die boek ek sê baie in die boek, dan ek verduidelik iets, ek gee nie al die oplossings nie, maar ek vra baie in die boek, dan verduidelik ek iets, en ek gee 'n oplossing, en dan sê ek, design your own, dink jou eie. Ja. En ek wil hê die ouens moet mal raak, moet goed uitdink, jy weet, kyk wie kan wat doen, en probeer net iets anders doen, probeer net, kyk of jy die verdediging kan jy mekaar raak, en aan die onderkant van die attack op die boek staan ons nou op die voorblad, create chaos. Nou baie mense vra my, wat is daar, wat 'n chaos? Nou jy kan nie chaos hê, as daar nie chaos in die opponent se verdediging is nie. Dis waar die chaos is. Chaos is nie by my nie, wat aanvang. Ja. Chaos is by jou, so ek moet jou kry, dat jy op verdediging, jy's die mekaar. En weet ek sien so baie, ek dink julle jy sien dit ook, baie naweke spanne speel, dan sien jy daar aan die ander kant van 'n rak, is daar 'n ou wat sy arm, dan sê, as ek nou op die aanval is, dan sê ek nou, baie dankie jy vir my sê, jy sien die moontlikheid, en dan val ek daai kant aan, maar dan val hulle nie eens daai kant aan nie, dan gaan hulle maar waar die baie verdedigers is, jy weet, so hy sê eintlik my, hoor ek sien die moontlikheid, kom val hierso aan, dis hoe ek het sien. Ek dink jou probleem is, ons ook altyd ons afvraag, wat ons probeer regkry, wat ek probeer regkry, is ons probeer laat
ons werk nou maar met skoolspelers, maar laat hulle rugby verstaan. So ek sal vir hulle sê, want ek dink baie keer so skooloutjies, hulle sal nou byvoorbeeld agterlyn beweging doen. Dan kry hulle die beweging reg. Dan's almal happy. Dan sê ek, maar die doel van die beweging is nie die beweging nie. Die doel van die beweging is 'n line break. So, maar julle begin dink dat die doel van die beweging, soos jy sê, om die bal op te sit. Ons sê baie keer om die bal op te sit is 'n mislukte line break. Dis hoekom jy hom moet opsit, want jy het nie spasie gekry nie. Nou is daar 'n rek. En jy praat van scrums. Ek verstaan, dit is nie so eenvoudig nie, maar my teorie nog steeds op vaste fasette en vir alles scrum. Ek dink jou aanval is makliker, want dit is makliker om verdediging te voorspel. Jy weet presies wat sy ou verdedig waar, en jy het 'n goeie idee van hoe hy gaan verdedig. Waar sodra dit gebroke spel is, daar kan 'n flank in die middel van die veld wees, of hy kan op die vleuel. Dis baie minder voorspelbaar die verdediging as van 'n vaste faset af. Ja. Jy weet, Dr. Craven het altyd 'n ding gesê in die ou dae. En soos jy sê, ons wil nie praat van die ou dae, maar basics bly basics. En hy het altyd gesê, a ruck is a failure of attack. En die Aussies het eintlik daarmee begin. Hulle het, as jy kan onthou, toe Gregan gespeel het en Larkham en daai spelers vir Australië, hulle het dit baie goed gedoen. Hulle het 'n ruck wat 'n failure is, het hulle begin gebruik om hulle spel te speel. En het baie goed gedoen. Maar Dr. Craven het altyd gesê, as jy 'n ruck gevorm het, dan jy moet gestop. So jou aanval is gestop. Dis hoekom jy ruck het. Jy's getackle, jy's dood op die grond. Klomp ouens gaan daarin. So jy gaan nie vorentoe nie. So 'n ruck is 'n failure of attack, en 'n mens moet dit so sien. Jy weet dat dit 'n mislukking is, jy weet. Ja, want ons probeer altyd, ek probeer die konsep by die wel ek werk met 9's, maar ons werk met baie ander obviously skole uitjies. Ons probeer altyd die konsep van momentum leer. En sê as jy die bal, daar's 'n verdediger, wat jou doel? Wat wil jy bereik? Verstaan? En dan sê ons jy wil agter hom inkom. En as jy agter hom inkom en hy raak jou nie soveel te beter, maar jy wil agter hom inkom, want dan create jy momentum. En as jy momentum create, dan soos jy sê, nou veroorsaak jy chaos in 'n verdedigingslyn. En as daar chaos is in 'n verdedigingslyn, dan begin jy die scepter swaai. Maar as hy nie verstaan, as hy die konsep van momentum nie verstaan nie, en laat daai verdedigers, ek weet nie wat jy Afrikaanse woord nie, maar hulle kan nie set nie, dan bly jy in beheer. Maar sodra jy die konsep begin verstaan, dan kan jy begin sê, okay, ons doen hierdie move, ons doen dit, en dis hoekom ons dit doen. Maar ek dink presies dit. Ek dink ek weet nie of daar is seker, ek kan nou nie sê nie, maar daar's afrigters, dink ek, moet nog steeds, ek sê altyd, rugby is nie geskiedenis nie, jy kan dit nie memoriseer en 'n onderskeiding kry nie. Dis soos wiskunde, jy moet dit verstaan. Jy moet verstaan hoekom jy doen wat jy doen. En dan raak, soos jy sê, dan raak die game bietjie makliker, want jy begin patrone sien, jy begin spasie sien. En ek dink, ek sê altyd vir 'n voordeel is, aksie is vinniger as reaksie. Aanvallende span behoort altyd 'n edge te op 'n defensive span, want hy kan net reageer op wat die aanvallende span vir hom gee. Ja. Jy weet, 'n speler wat die bal dra. Ons praat in die boek, ons noem die ou wat die bal kry. Dis 'n naam wat ek nou maar ontwikkel het oor die jare. Ek noem hom the ball man. The ball man. En the ball man het sekere goed wat hy kan doen met die bal. En ek gee vir daai ou al die verantwoordelikheid om die besluit te maak wat hy in 'n situasie moet doen. Ek kan nie vir hom sê, as ek op die paviljoen sit, jy moet nou links gaan of jy moet nou regs gaan nie. Ek kan ook nie, as ek die bal het, vir die ou agter my sê, hoorie, ek gaan links, dan gaan jy regs nie. Jy het nie tyd om 'n WhatsApp te stuur vir die ou agter jou nie. Daar bestaan nie so ietsie. So, the ball man moet die besluit maak. Hy maak die besluit in daai situasie. Gaan hy die ou trek? So hy het 4 goed om te doen. Die eerste een is, ek fix jou, want ek hardloop reguit op jou af, maar ek maak nie kontakkie. Dis my eerste opsie. Ek fix jou en ek gee vir 'n ander ou die bal wat in 'n beter posisie is. Maar ek het jou uit die game uitgevat sonder kontak. Die tweede een is, ek speel die spasie tussen jou en die ander verdediger.
maar ek bly op my voete. So ek raak ontslaaf van die bal met 'n offload of wat ook al. Maar die bal is nog steeds in die lug. Dis tweede een. Die derde een is die ou kry dit reg om my grond toe te vat. Dan pas ek van die grond af, ek pap hom van die grond af. Dis die derde opsie. Die laaste opsie is om die bal te plaas. En dan gaan kyk ek waar die kinders nou speel. As iemand net aan hulle raak, dan val op die grond, hulle plaas die bal. So wat jy doen, as jy dit doen teen goeie klein spannetjies, is nou nie so georganiseerd op verdediging. Maar sodra jy grond toe gaan met 'n bal en jy plaas 'n bal, gee jy vir die verdedigers hulle lyn. Jy sê eintlik vir hulle, hoor hierso is jou lyn. Julle kan nou lekker opline en kry julle self reg om pressure op my te sit. So daar is die eerste 3 goed wat jy moet doen. Die laaste opsie is om die bal op die grond te sit. En as die bal in die lug bly, is daar nooit 'n lyn vir verdedigers om 'n lyn te maak van waarvan hulle kan werk nie, want die bal is in die lug. Maar ons is bang om die bal in die lug te hou, want ons is bang om maak 'n fout. Dit verstaan ek ook, maar dan is jou skill level nog nie groot genoeg, hoog genoeg nie. So dan weet jy nou, daaraan moet ek nou werk, jy sien. So dis die tipe goed wat ons in die boek vir verduidelik, en ek dink byvoorbeeld as 'n mens nou 'n spannetjie net wil net 'n bietjie meer effektief maak op aanval, dan kyk jy net na verdedigers. Kom ons vat nou net fasespel. Verdediging en aanval. En jy speel die minste nommers. As jy kyk, en dan 6 die kant en 2 daai kant, val die 2 aan vir 'n begin. Jy gaan baie meer sukses hê as wat jy gaan hê deur 6 ouens aan te val. Met 1 of 2 passes en in kontak. Jy sit jouself net in die moeilikheid. So as jy die KDM's, Key Decision Makers, jou 9, jou 10, jou 12 en jou 15 daai spelers, as hulle kyk en hulle sien, is 4 die kant, daar's 8 daai kant, kos val die 4 aan. Maar die probleem is, ons is nooit in 'n posisie om die 4 aan te val nie. Almal is op dieselfde kant. En dit sien ek elke Saterdag, selfs topspanne. Hulle het 'n rak 40 meter van die kantlyn af, met net een ou in die 40 meter op aanval, die res van die span is almal op die ander kant, teen 10 van hulle ouens. So jy gaan 'n bietjie van 'n groot kompetisie wees of jy gaan deurkom of nie. So ek dink dis wat rugby so lekker sport op maak, as klomp goed. Maar die mense kla altyd soos oor die reëls wat die hele tyd verander. En ek moet sê ek hou eintlik daarvan, want nou elke afrigter raak net weer innoverend, né? Hulle maak 'n nuwe reël. Dan raak iemand innoverend, dan moet hulle weer reël verander, dan raak hy weer innoverend. Want die 50-22 het hulle ingebring, laat die ouens meer moet hardloop. Nou skop hulle nie, want ewe skielik, as jy die verdediging manipuleer, dan is daar spasie. So dis kom eintlik, mense raak partykeer, wel ek het ook al gefrustreerd, toe dink ek nee, was lekker, want daar is heeltyd die game, dis die een game wat aanhou, hy hou aan om te ontwikkel of evolve, is eintlik die regte woord. Ek sê dit reg aan die begin van die boek, dat jy weet, ek is nou oor die 40 jaar voltyds in rugby, voltyds, dit is my werk. En ek sê dat, ek praat presies daarvan, hoe die reëls oor die jare verander het, en elke keer is iets verander, werk jou brein weer oor tyd om te kyk, hoe moet ek hier aanpas, en hoe gaan ek my span laat speel met hierdie reël. So dit hou mense aan die gang. Ek is nie daarteen nie, daar is van die reëls wat ek net voel, wat nie reg werk vir my nie. Wat sou jy het vir my gevra, wat 'n reël is vir my die grootste. Wat sou jy verander? Kyk, daar's 'n hele paar, en ek is in kontak met die hoof by World Rugby, en ons kommunikeer op e-mail en ons praat oor die foon en sulke goed. Maar die een wat ek voel hulle regtig aandag aan moet gee, is die een waar jy 'n strafskop kry en uitskop en is jou lyn standbaar. En mense verstaan nie, as ek dit sê, dan dink hulle maar dis was nou stupid om dit nou te verander. Maar dan wil ek nou nie sê nie, in die ou tyd was dit nie so nie. So jy het geskop, en in die ou tyd kan ons nou daai ou spelers gaan haal. Jy kan nou van Naas Botha met sy kerkskoene vra om die bal te skop van jou 22 af op hulle 22 uitskop, en gaan hom nou nog vandag uitskop. Of De Wetras
of Robbie Blair, gaan nog steeds 'n 60 meter kantlyn skop. Maar wat nou gebeur is dat dis die rede, daai reël is die rede hoekom ons speel vir penalties. Hoekom ons skram vir 'n penalty. Ja. As jy nou onder druk is in jou 22 en jy kry nou gelukkige skram, en jy kan, sê nou maar so Suid-Afrika, jy kan daai ouens skram, en jy kan 'n penalty kry. Kan jy uitskop op die halflyn? Nou al wat jy doen is jy het 'n maalbeweging, jy roep 'n maalbeweging, maar jy gaan binne 20 sekondes nog 'n penalty kry. Ja, skop hom weer. Dan skop jy hom op die 5 meter uit en dan druk Marks 'n 3. En dan het jy nou van jou 22 af tot jy 'n 3 gedruk het, geen rugby gespeel nie. Niks nie. En dit is nie vir my reg nie. Dit is regtig nie vir my reg nie. Dit is die rede hoekom mense speel vir penalties, want dit is makliker om veld af te gaan deur kantlyn toe te skop te mol en kantlyn toe te skop en te mol. En ek verstaan, as jy 'n lyn staan wil hê, dan moet jy dit oor kan die merk hê. Dan kan jy kies 'n lyn staan, dan kan jy gaan mol daar, maar jy kan nie, dit kan nie jou bal wees as jy daar aan die ander kant skop nie. Dis 'n double whammy. Die strafskop was nie 50 meter van die af teen die kantlyn nie. Die strafskop is hier in my 22. So vat 'n skram, vat 'n lyn staan, skop hom uit in hulle bal, skop die bal in die lug, jaag die bal veld af, tap die bal en speel. Het baie ander goed om te doen. Maar is net vir my onregverdig, is my dieselfde waar jy 'n straf 3 kry. As hulle besluit hulle gee straf 3, kan ek nie verstaan dat hulle ou afstuur van die veld nie met 'n geel kaart. Dis 'n double whammy. Dan moes jy nie 'n straf 3 gegee het nie. Stuur hom af en dan gee jy 'n strafskop daar waar hy afgestuur is, maar nou gee jy 'n straf 3 en jy stuur die ou af. Is die reg nie? Ja, want ek het al gesien nou dat jy so van die straf 3 praat. Ek het al situasies gesien waar jy kan sien hier gaan 'n straf 3 kom en dan skor hulle in die hoekie, hulle mol oor en hulle skor in die hoekie. Dan kry jy die 3 in die hoekie, né? Hy sou beter afgewees om die straf 3 te kry, want dit sou onder die paal gewees het, en baie keer gee hulle die ouens wat dit sou veroorsaak het nie 'n kaart nie. So dan sou hy sou beter afgewees om voor die lyn te gestop, straf 3, onder die pale, en daai ou speel met 14 man, maar omdat hulle skor, en jy kon sien dit sou 'n straf 3 gewees het, Ja. dan wat snaap, ja. Maar nee, ek dink die reëls, want ek dink die ander ding wat met dit saamgaan, Vol Pretorius het ook laasweek gesê, want hy wil die mol verander, hy hou nie van die mol nie, maar dan het jy nou nog 'n onregverdige voordeel op die mol ook, alhoewel ek moet sê, deesdae die ouens, hulle counter dit bietjie, alhoewel ek dink, dis nie altyd binne die reëls nie, maar ek weet nie wat hy vir jou gesê het nie, maar jy weet, Nick Mallet het my jare gelede al saamgestem maar oor, ek kan nie verstaan dat jy nie die mol enige plek kan sack nie. Jy kan dit in die lyn staan doen. Nou ek rig al oor die 40 jaar af, nog nooit in my lewe 'n besering in 'n oefening of op 'n veld gesien van 'n mol nie. Dis 'n stadige ding. Die ouens val op mekaar, jy kan jou wind miskien verloor as hy op jou maag val, 'n vet ou of so iets. Maar ek bedoel dit is nie dinge sien. Ek weet nie wat Phil gesê het en miskien het Phil gesê, as die bal by die agterste ou kom, moet die bal uit wees. So as jy die bal skuif na die agterste ou toe, sê maar daar waar Marks nou is, as hy die bal soontoe skuif, en die skeieregter sien is daar, dan sê hy play, as dit oop, dan moet jy speel. En as jy hom binne wil hou, dan vat jy 'n kans, want dan, en hulle kan hom sack en dit gaan dood, dan sit use it or lose it rule vir my, wat Doc Ryman al die jare oor geglo het. Use it or lose it, as jy dit nie kan gebruik nie, skram vir die ander kant. En ja, ek weet nie wat Phil gesê het, maar ja, nee, hy het net gesê, want ek het hom gevra, en toe sê hy wil, wel hy 2 goed genoem, hy het gesê, hy wil, as hulle blaas vir 'n skram, dan moet die speeltyd stop, totdat die bal weer gespeel word. Want hy sê, nou skram hulle, nou soos Argentinië Saterdag, Argentinië wil nie skram nie, ek verstaan hoekom, 7 springbokke skram hulle van die bal af. Nou wil hulle skram nie, so wat doen hulle? Skoen vasmaak, bind die behoorlik nie, traai 'n vryskop melk, paas van 'n strafskop melk,
en hy het gesê hulle moet soos dit, en hy het gepraat van die mall, maar baie ons praat van die mall, want hulle sê dis is eintlik maar obstruksie, ek meen daar's ouens voor jou, ek weet nie, maar baie ouens, maar ons kan nie te veel, ons moet dalk nie te veel oor die mall kla nie, want dit werk vir ons. Ja, maar dis wat ek en jy net nou gesê het, dis huidiglik die reël, en ons speel, jy weet, ons speel die reël, so, dis nie rassiese skuld dat hulle dit gebruik in 3 druk daarmee, of Suid-Afrikaanse spanne nie, dit is, as ons goed is daarmee, is ons op die oomblik goed daarmee, tot hulle weer verander, en dan werk ons maar iets anders uit. En ja, wie sou jy in die 80s voorspel het dat die top 3 drukkers huidiglik nou die hackers gaan wees, né? Want dis nou die volgende wat jy kry. Jou top 3 drukkers is deesdae die hackers, almal van die mobiels. En het nog niemand gesaai stap nie. Ja. So. Waar kan mense jou boek kry? Waar kan ons jou boek en waar kan mense jou in die hande? Ja, die maklikste is op my website. Dis www.az met 'n koppelteken rugby.com. az.rugby.com met 'n koppelteken. Yes, ons sal hom in die notas sit aan die onderkant van die podcast, in elk geval dan kan mense hom daar kry. Ja, en dit lewer gratis by is 'n aflewering in Suid-Afrika ingesluit. Die prys. En dan het jy sosiale media platforms waar mense jou kan volg? Ek het 'n AZ Rugby Facebook, en ek het my persoonlike Facebook ook onder Ellen Sondag. Dan is ek op LinkedIn ook, Ellen Sondag, LinkedIn of LinkedIn. Ek het 'n Instagram, dink is ook Ellen Sondag. Maar ek is mos nog nie so gegeer soos julle nie, maar ek probeer om goeders opsit en so aan, jy weet. Ja. En ek moet sê, is nogal baie lekker reaksie gekry. Ek is eintlik heeltemal verbaas oor die oorsese verkope wat ek het. Dus 40% van my verkope is oorsee, en elke land wat jy al kan dink waar daar rugby gespeel word, is al 'n boek gestuur. So, dis brilliant. Ek is nogal baie beïndruk daarmee. Ek weet nie hoe dit daar uitgekom het. My seun is baie meer soos hulle sê, hy is meer op die sosiale media, en hy help my daarom om die goed uit te kry. Ons sal in elk geval daai webblad sal ons sit aan die onderkant, en dan die ouens kan op sosiale media, ons sal sommer daai op ons het Ratel Rugby Facebook blad ook, en Instagram en LinkedIn, maar ons Facebook blad is ons meeste followers. Ons sal dit sommer daarop op, obviously saam met die podcast sal ons dit daarop sit. Maar enige laaste gedagtes van jou kant of iets wat jy nog met ons wil deel? Ek weet nie, ek is ek hoop net die afrigters geniet wat hulle doen. En jy weet, ek doen dit my hele lewe, en ek het nog steeds elke keer wat ek na 'n rugbyveld toe gaan, het ek dit geniet. Jy weet, my vrou, jy weet as jy in die topvlak afrig, dan is daar maar tye wat jy maar baie onderdruk is, en die pers is teen jou en al daai tipe goed, en dan kom ek van 'n oefening af die aand by die huis, en ek is heeltemal opgesuik, en ek is so, en sy sê vir my, is jy op drugs of wat gaan aan? Jy weet, dan sy sê die hele wêreld is teen jou, en die pers is teen jou en al daai tipe goed. Sê ek, van wie, ek het 'n ongelooflike sessie gehad vanaand. En dis waar ek my energie gekry het. So dis maar al raad wat ek vir die afrigters kan gee. Jy moet dit geniet, en maak seker jy's voorbereid. Ek het in my lewe nog nooit 'n sessie gaan aanbied, al was dit vir 'n onder 11 spannetjie wat ek nie uitgewerk het voor die tyd nie. En is in 'n leer hier agter my, in kaste gepak. My vrou wil dit verbrand. So, maar ek weet nie, ek het altyd net gevoel as ek my goed uitgewerk het, en ek is nou, dan sien ek uit daarna om dit te doen. Kan nie wag vir die spelers om by die veld te kom nie, en dan wil ek sekere goed wat ek uitprobeer en kyk of dit werk, en as dit werk, en dan verander ek dit weer. So dit is vir my die lekker ding, en ek hoop die boek sal die afrigters motiveer om jy weet, uit die boks uit te dink, en goed te ontwikkel,
Ek weet daar's baie goed op YouTube en daar's baie goed op jy weet op Google en waar ook al vir ouens om te kry wat 'n baie goeie ding is wat ons nie gehad het in die ou dae nie. Ja. Ons moes maar kontak maak met mense en gesels en vra en so. So daai goed is daar, maar die groot ding is jy verstaan dit nie altyd wat hulle probeer doen nie. En op die einde van die dag moet jy op die veld, jy moet goed raak sien terwyl jy werk met spelers. Jy moet sien dat hulle maak 'n sekere ding, doen hulle nie reg nie. En baie keer moet jy dit nie regmaak deur te sê, hoor jy het dit nou verkeerd gedoen nie. Jy moet miskien 'n situasie skep waarin hy dit gaan naby aan reg doen sonder dat hy weet hy doen dit reg. Ek weet of ek dit mooi verduidelik nie. Ja, nee, ek praat daarvan in die boek. Jy moet die situasie skep dat ek sien net 'n klein voorbeeld en ons praat nou oor die tyd miskien, maar 'n klein voorbeeld, stupid voorbeeld, maar jy nou 4 ouetjies in 'n blok sit, in 'n grid. En jy sê vir hulle hardloop rond in die grid, want jy mag nie mekaar raak nie. Ek praat nie van sy stap of niks, ek sê julle mag nie mekaar raak nie, maar julle hardloop nou draf nou so rond. Dan draf hulle en dan stap hulle nou so, hulle weet nie as hulle sy stap nie. En dan sê ek vir hulle, okay, doen dit nou bietjie vinniger. So, jy moet vinniger hardloop, maar jy mag nie mekaar raak nie. Dan gaan hulle en dan kan jy sien party ouetjies, maar nou trap party ouetjies met die weet heel van balans af trap hulle. Dan sê ek nie vir Pietie lê vorentoe nie. Kry jou gewig vorentoe nie. Ek sê nie vir Pietie dit nie. Ek sê net vir die groep. En die wat dit verkeerd doen, hulle hoor dit. Maar ek praat nie spesifiek met iemand nie. En so word dit reg. Maar ek het nie gegaan en gesê, okay, kom ek vat nou vir julle en nou wys ek nou vir julle hoe doen jy nou 'n sy-stap. So maak werksituasies uit waarin daai kinders gaan of die spelers daai besluite gaan maak en die uitvoering gaan doen sonder dat hulle eintlik weet hulle dit doen. En so verbeter jy dit soos jy aangaan, jy weet. Ja, ek dink baie keer op daai punt van die drills, ek dink dit is soos jy sê, dis fantasties want jy het al hierdie tools wat jy nie gehad het nie, maar ek dink mense moet ook innoverend wees, want wat ek ook baie keer sien is mense weer eens soos wat ek nou net gesê het van die agterlyn beweging. Hulle doen die drill vir die sake van die drill. En dan doen hulle elke week en dan raak die ouetjies beter en hulle dink hulle raak beter in die skill set, maar hulle doen nie, hulle raak beter in die drill. Want as jy aanhou om die drill te doen, dan raak jy nou beter en dan dink ek die doel is nie die drill nie. Ons moet besluit wat ons uit daai drill uit wil hê. Want dit is die vaardigheid wat ons wil ontwikkel. So en dis kom ek dink partykeer moet mense na daai ding kyk en sê ja, ek hou daarvan, maar hoe gaan ek hom bietjie verander laat hy my behoefte meer dien. So ja, kyk daar's 'n gedeelte in die boek waar ons praat oor die movement game. En dit is 'n gedeelte van die spel wat eintlik die mees belangrikste gedeelte is vir enige afrigter om aandag aan te gee, is die movement game. Nou die movement game, Pavel Pre het dit baie mooi uitgespel. Dit kom eintlik van hom af. Hy sê it's the movement of the player and the movement of the ball. So as jy nou net daai prentjie vir jouself kan sê, dit is die bal se beweging wanneer dit gedoen moet word, dadelik of vinnig of stadig of eers later, and movement of the player sonder die bal om in posisie te kom om geleenthede te skep vir die ou wat die bal het. En as jy daai gedeelte van jou afrigting regtig aandag gee daaraan, dan gaan die level van jou span om met 'n bal te speel. Ek sê altyd jy leer die speler hoe om met 'n bal te speel. En ons vergeet van dit, want ons wil hê hulle moet 'n taktiese beweging inoefen en doen. Maar hulle kan nog nie net met 'n bal speel nie. Jy verstaan? So daai is 'n baie belangrike gedeelte. Ons verduidelik dit baie mooi in die boek. En daai gedeelte moet 'n mens aandag aan gee. En Pavel Pre sê dit eintlik baie mooi. Hy sê is the movement of the player and the movement of the ball. So, spandeer daaraan tyd en as jy sien hoe verbeter jou span. Ellen, maar luister baie dankie vir jou tyd. Ja, so ek sê ons kan al jou info daar deursit en dan wil ek vir jou ek sal sê van die groter rugby gemeenskap af jou dankie sê. 40 jaar
by rugby betrokke, baie spelers deur die hande. Dis afrigters soos jy wat Suid-Afrikaanse rugby sit waar dit is. En daar's baie sulke afrigters ek ken baie skole afrigters. Al daai afrigters help shape aan daai Sasha en daai Williams en daai Eben Etzebeth en hy speler gaan deur baie afrigters hande om daai finale produk te lewer. En jy's een van daai ouens. So ja, van die rugby gemeenskap se kant af wil ek vir jou baie dankie sê. Sterkte met die boek. Ek wil die ouens aanmoedig om die boek te koop. Ek gaan verseker die ene kry en laat ek ook nog meer uit die boks uit probeer dink. So maar baie dankie vir jou tyd, ons waardeer. Nee, baie dankie. Ek waardeer dit. Dis lekker dit geniet. Dis die Ratel Rugby Podcast. Slegs op Raakvat Rugby.